So ons is besig met 'n reeks wat handel oor leer leef saam met Jesus. En vanaand se tema is juis leer leef met my roeping saam met Jesus. Nou, in ons lewens is dit nie altyd maklik om ons lewens anders in te rig as daar verandering in ons lewe inkom nie. Ons sien wel raak dat ons elkeen foute het. Ons elkeen maak foute en partykeer is dit moeilik om te erken dat ons foute gemaak het. Maar tog wanneer ons dit erken, dan kan ons dit ons regmaak en ons kan ons lewens anders inrig. Nou in die Bybel praat dit dan nou juist oor hoe die disippelsgroep is en hoe hulle hele lewe dan verander het, soos wat hulle toe nou agter Jesus aangestap het as disippels. Maar ook hoe hulle anders behandel was deur die samelewing nadat hulle geroep is om agter Jesus aan te loop. Nou snaaks genoeg nie al die disippels se roepingsverhale is in die Bybel nie. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Maar ons het sekeres wie sinne in die Bybel opgeteken is. En vanaand gaan ons maar een spesifiekie een kyk wat twee name het wat ons nie gewoond is aan die eerste naam wat eintlik sy naam is nie, maar ons ken net Matteus. Maar in die Bybel praat dit ook van Levi. En daarom gaan ons vanaand uit Markus se evangelie lees hoe hy geroep was, Markus 2 vers 13 tot en met vers 17. En daar so staan: Jesus het weer na die see toe gegaan. 'n hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit. En hy sê vir hom: "Volg my." Levi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerders onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en die tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê: "Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?" Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wie siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Ons lees net tot daar. Nou voordat ons verder gaan, net om te verstaan waaroor hierdie hele gedeelte gaan, het ek besluit om 'n videoklip te speel wat vir ons bietjie die emosies daar rondom gaan verduidelik. Dit is uit The Chosen uit 'n TV-reeks wat Jesus se leweverhaal vertel. So kom ons kyk daarna. We live in the same world now. Next slide, what else you can do with my life is. Matthew. Matthew, son of Alphaeus. Yes. Follow me. Me? Yes, you. Oh. What do you mean? You want me to do it? Keep moving, street preacher. You haven't made all this last time. You didn't know? Yes. Listen, I said. What are you doing? What do you think you're doing, guys? Let me go. Have you lost your mind? You have money, hooches, protection. No Jew lives as good as you. You're going to throw it all away. Yes. I did. It didn't
did when I chose life. But this is different. I'm not affected. Maybe you should be honest. I'm glad we passed by a wolf today, my friend. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for. You will regret this, Nancy. What's the tablet for? Regret it, Nancy. Consider that? No, keep it. You may yet find useful. Whatever goes, in that point, I'm not welcome into the church. But that's not going to be a problem tonight. You're the host. Hey, Dalton, Freer, and Joseph, yes, season 1, Joseph is complete. All the episodes are available right now. So daar is so 'n klein stukkie voorsmaakie ook van die reeks, maar net om te sien wat Matteus moes deurgegaan het. Daardie twyfel in sy oë van hoekom roep hierdie Here my, waaroor gaan dit? Hoe is ek goed genoeg om agter Jesus aan te loop? Maar soos wat ons gisterand ook gehoor het, wanneer ons werklikheid in lyn kom met God se werklikheid, gebeur daar goed in ons lewens. Ons het 'n heeltemal 'n verandering wat plaasvind en ons geloof word gevestig in Jesus. Ons geloof groei wanneer ons werklikheid met God se werklikheid ooreenstem. Ons kom dan agter dat ons koning en ons verlosser elke dag saam met ons is. Ons pad stap, maar ook ons roep om sy volgelinge te wees. Hy ken ons naam, hy weet presies wie en wat ons elkeen is. Maar tog het ons nodig om hom te leer ken. En ons het nodig om hom te leer om te lewe wanneer hy ons dan roep. So daarom het ons nodig om die hele tyd in oefening te bly om te sê, maar Jesus is Here en hy is altyd by my. So elke dag is eintlik 'n uitdaging vir ons as disippels. Enige een wat in Jesus glo, ons moet elke dag 'n keuse maak om te sê, maar ons gaan kies om Jesus te volg en ons gaan teen die wêreld se goed kies. Ons gaan kies om agter Jesus aan te loop. Want ek meen soos Matteus, sy lewe het 180 grade gedraai toe Jesus hom geroep het. Toe Jesus by sy plekkie verbygestap het en hom op sy naam geroep het en gesê, volg my. Nou in daardie tyd vir 'n Joodse man, was dit dan nou so gewees dat hulle in die familiebedryf moes ingaan en die goed gedoen het wat die familie gedoen het. Maar die oomblik as hulle vir die Romeine gewerk het, die regering van daai tyd, was hulle uitgeskuif. Was hulle selfs baie keer onerf gewees, want hulle is nie goed genoeg om deel te wees van hulle volk nie. Hulle het hulle volk en hulle nasie eintlik betrayed vir die werk wat hulle doen, omdat hulle gegaan het om vir die Romeine te werk. En hulle het alles verloor. En dis juist wat 10 met Matteus gebeur het. Hy het nie kontak gehad met sy familie nie. Hy was heeltemal alleen, selfs was hy geestelik dood gewees, want hy kon nie eers tempel toe gaan om sy geloof uit te leef nie. Of om sy geloof te beoefen nie. Net nog te sê dat daar waar hy elke dag rond beweeg, om te sê dat hy veilig is op die pad, waar hy net kan stap en kan rustig wees. Hy moes beskermd gewees het deur die Romeinse soldate. Nou hierdie soort mense, dit laat eintlik my hart bloei, die alleenheid wat hulle moes beleef het. Nie net as omdat hulle gekies het om hierdie tipe van werk te doen nie, maar die alleenheid en hoe hulle behandel was deur die samelewing. Dis nie hoe Jesus ons dan nou voorberei en gesê het hoe ons as disippels dit moet doen nie. En hierso kom Matteus, en hy gaan hierdie werk doen, want die Here het hom hierdie gawe gegee, maar tog is sy volk en sy mense kwaad vir dit wat hy doen. Maar wat my nog eens opval is die feit dat hy 2 name het. Nou die skrifgedeelte sê nou Levi, wat eintlik dan nou sy Hebreëse naam is, en nou Matteus is sy Griekse naam wat hy het. Omdat hy vir 2 verskillende ryke eintlik dan nou gelewe het, die een waar hy gewerk het en die een wie hy is, het hy 2 name gehad. So hy het bekend gestaan as Matteus, maar ons ken hom dan ook as Levi. Hy was nergens as 'n welkom, nie maak nie saak wat sy oorsprong was nie.
Hy was heeltemal uitgeskuif en alleen tot die dag wat Jesus hom kom roep het op sy naam. En nie net oor die so Matteus kom saam nie, maar Matteus, seun van Alfeus, volg my. Hy het hom teruggevat na sy wortels om te sê, dit is wie jy is. En in 'n oogwink is sy hele lewe verander. Het hy 180 grade draai gemaak en het hy agter Jesus aangestap. Ek meen, hierdie man was 'n man gewees wat wêreldse goed nagejaag het. Hy was ryk gewees en hy het hierdie beskermingsmense rondom hom gehad, maar tog was hy uitgestoot en alleen. En Jesus het hom geroep om agter hom aan te kom, om hom te volg, want hy het 'n storie om te vertel. So eintlik is hierdie roeping van Matteus 'n genade wat direk van God se troonkamer afkom, wat hy kan beleef. Maar om 'n disipel te wees, het sy perke. Nou, Jesus was baie ernstig geweest, eintlik op 'n hele klomp plekke van wat 'n disipel moet doen. Wat se opdragte 'n disipel moet uitvoer. Nou spesifiek Matteus 4 vers 19 gee vir ons 5 elemente van wat 'n disipel dan nou is en wat ons moet doen. Nou die vers sê, hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Nou as ons kyk na hierdie 5 elemente wat nou uitstaan, die eerste een is, kom hier, wat 'n genadige uitnodiging is aan ons elkeen om te sê, dat ons Jesus se mense is, dat ons sy kinders is. Die tweede element is, kom saam, is 'n lewenslange reis, en nie net 'n quick fix wat ons lewensuitdagings net kom regmaak nie. Maar dis 'n reis wat ons stap saam met Jesus in die goeie tye, maar ook in ons woestyntye wat ons beleef. Die volgende een is, saam met my. Dit kan gesien word as 'n verhouding wat gebou word tussen ons en Jesus self, waar ons saam met hom leef en dinge saam met hom doen. Die volgende ene, ek sal julle maak. Dit gaan dan juis oor 'n transformasieproses wat besig is om in ons te gebeur. Jesus kom verander ons, hy kom vorm ons sodat ons meer kan wees soos wat hy is. En dan die 5de element, vissers van mense. Dit kan dan gesien word as 'n liefdesdiens aan ons naaste, waar ons uitreik, waar ons omgee en waar ons kyk na mekaar. So dit is 5 sterk elemente wat Jesus reg deur sy bediening saam met sy disippels uitgevoer het en hoe hulle mense bedien het en nader getrek het. So dis kan ons sien dat 'n disipel elke dag 'n keuse moet maak om te sê dat ons saam met Jesus stap. Dat ons kies om agter hom aan te gaan, maar ook dat ons sal leer doen dit wat Jesus sê en leer luister wat hy sê. Om hom te volg en regtig in te neem hoe Jesus lewe. Nie net agter hom aan te stap en net te maak of ons kyk nie, maar regtig in te neem. En ja, die disippels daardie was ongelooflik bevoorreg geweest om fisies agter Jesus aan te loop. Om te hoor wat hy gesê het, om te sien wat hy gedoen het. Maar tog vandag kan ons ook daar hê, al is Jesus nie fisies by ons nie. Ons het die voorreg dat die Heilige Gees ons kom leer. Die Heilige Gees kom wys vir ons hoe Jesus gewerk het en nog steeds werk vandag in ons lewe. Maar ook dit hy vir ons sê, ons hoor dit, en deur dit word ons hele lewe ingekleer deur die liefde en die genade van ons God en Vader. Want hoe anders kan ons dan nou eintlik leef as die Gees ons nie wys nie? As die Gees nie goed aan ons kom openbaar en ons help verstaan hoe Jesus gelewe het nie. Die Gees gee dit vir ons en hy help ons. So daarom is dit nodig in ons lewens om stil te word. Om stil te gaan sit in gebed of net in Jesus se teenwoordigheid te wees. Ingestel te wees op sy stem en regtig te hoor wat hy met ons deel. Ek weet Matteus het gehoor hoe Jesus sy naam roep. Tussen al die geraas en besig wees in die strate en in sy gebouetjie waar hy gesit het,
het hy Jesus se stem gehoor, sy naam roep. En Matteus het agter hom aangestap. Hy het nie gehuiwer nie, hy het dadelik gegaan, hy het sy goed gegryp en hy is agter Jesus aan. Hy het die keuse gemaak. En daardeur was dit nie net om agter Jesus aan te stap en van daar af te gaan en te gaan bedien nie. Jesus het 'n afspraak gehad om te sê, maar ons gaan saam na ete toe. En hierdie ete is juis in Matteus se huis self. Ek meen, hy was, soos wat ons vroeër gehoor het, hy was nie welkom gewees enige plek nie. So wat nog te sê van om saam met iemand te gaan eet? Om deel te wees van 'n gesprek wat nie net gegaan het rondom werk nie. Maar hy het gegaan en hulle het saam geëet en saam gekuier. Hy het die ander disippels leer ken en die disippels het hom leer ken en hulle kon saam Jesus leer ken rondom 'n etenstafel. So is ons lewe ook. Om regtig saam te luister, saam te kuier, saam tyd te spandeer en ingestel te wees op die mense rondom ons. Maar kom ons vat die voorbeeld van 'n getroude paartjie. En die meeste van julle hierso is getroud of was al getroud gewees. Nou, twee mense kom by mekaar en groot in hulle maniere. Laat jy verstaan van sy goed. En besluit om saam te wees, maar ook om 'n belofte te maak om mekaar lief te hê en mekaar te respekteer. So twee verskillende vorme van die lewe saamgekom in een huishouding. Ja, ons het goed geweet, dit wat van getuig, dat nie is ongesond maniere van tot een te wees en saam die lewe te doen. So daar is 'n lewe wat moet gemaak word. Daar is dat ons moet luister na mekaar en nog 'n bietjie stadiger lewe sodat ons kan sien wat reg is vir die ander een en wat reg is vir my. Maar tog deur dit ook dan om planne te maak om saam die lewe aan te pak. Om al ons geite en grille dan nou te leer ken, te respekteer en ook om te verbeter sodat ons mekaar beter kan leer ken. Daar is daar vir mekaar myself om bijvoorbeeld nie die kleefje wil sit en aand te eet nie, maar rondom 'n etenstafel. Of hoekom ons elke aand van die week met groente eet en dalk 1 keer in 2 weke takeaway kan vat. Maar dit is alles omdat ons lewe ons geluister het na mekaar en gehoor gegee het. Omdat ons tyd gemaak het om te gaan sit en te gaan praat. Hoeveel te meer wil die Here dan nie met ons ook doen nie? Dat hy met ons so wil sit en gesels. Dat hy so ons goed wil hoor wie en wat ons is, sodat ons sy hart kan hoor. Ons tyd saam met hom is baie kosbaar. Maar tog met ons besige programme is ons tyd saam met hom ongelooflik min. Maar tog vir die Here, ons moet meer tyd maak saam met hom. Ons moet meer ingesteld wees op sy stem. En deur dit beleef ons dan nou 'n nuwe werklikheid. Ons beweeg in hierdie wandel in saam met Jesus en nie net hierdie vinnige loop van een plek na die volgende nie. En ek meen as ons loop, het ons mos een doel voor oë. Ons loop na 'n spesifieke plek toe. Ons loop om iets spesifieks te gaan doen vir 'n spesifieke tydstip. Ons is haastig, ons is gefokus. Ons sien nie die goed wat rondom ons is nie. En baie keer mis ons dan die klein goedjies raak. Wat loop die doel voor oë? Of hardloop deur ons dag. Dis daar waar Jesus dan vir ons sê, maar kom kyk gou na die klein goedjies. Moenie net hardloop nie, word stil. As ons so hardloop, dan mis ons verby ons geloop het en 'n glimlag op ons gesig gesoek het. Of hierdie oomblikke wat iemand na ons toe uitreik by die werk, wat net sê, ek wil net raak gesien word deur hierdie besig wees. Sien my net raak. Ons is vasgevang in ons hardloop. En ons kyk nie rondom ons nie. Maar wanneer ons stil staan en regtig luister en ingestel is op die wandel wat ons in die geloof het, dan sien ons daai klein goedjies raak.
Ons sien die mense raak rondom ons. Ons sien maar klein oomblikke raak 'n mens se oë wat so nodig het om raak gesien te word. Dalk iemand wat by ons instamp wanneer ons in 'n winkelsentrum is of tussen die winkelrakke is en hulle het net nie gefokus waar hulle loop nie. En wanneer hulle jammer sê, ons dis okay, maar hoor jy, is jy okay? Het jy iets nodig? Het jy dalk verkeerd gekyk of wat gaan aan? Dis wanneer ons begin wandel en begin verhouding bou met mense. Selfs ook, en ek dink 'n groot deel van ons lewe vandag, om ons self aan die een kant te skuif en te sê, maar hoor jy, ek fokus. Ek wil hoor hoe dit met jou gaan. Ek wil luister hoe jou dag was. Hoe baie van ons kan dit net nie doen nie. En deur om dit te doen, bou ons verhouding en ons sien raak wat in ons mense rondom ons lewens aangaan. Ons sien raak die klein oomblikke, die goed wat Jesus deur ons medemense met ons ook deel. So wanneer ons daardie verskille raak sien, wanneer ons so wandel deur die lewe, dan sien ons hoe Jesus saam met ons wandel. Hoe hy goed saam met ons doen. Hoe hy klein oomblikkies in ons lewens sal kom vasvang. John Ackerman, skrywer wat gesê het, this attentiveness, this attitude of paying attention, seems to be what Jesus taught his disciples as primary and what is lacking in many Christians and churches today. Om regtig gefokus te wees, ingestel te wees op mekaar. Dis 'n ding wat ons baie keer mis. Maar tog ook in Matteus 6 vers 34 sê vir ons uit die Message vertaling uit, give your entire attention to what God is doing right now. Om ons volle aandag te gee op dit wat Jesus doen. Rondom ons, met die mense in ons lewens. Om regtig ons aandag te vestig, te hoor en om verhouding te bou met hom. Om saam met hom hierdie pad te stap, want hy roep ons elkeen. Hy roep ons op ons naam en hy sê vir ons, kom volg my. So daarom kan ons in die leerpad, net soos wat Matteus, kan ons leer om agter Jesus aan te loop. Kan ons leer om ingestel te wees op sy stem. Want so ook as 'n geloofsgemeenskap kan ons saam Jesus se stem gaan soek. Aan tafel, waar ons mekaar raakloop in die strate, waar ook al ons is, kan ons saam Jesus se stem gaan soek. Want deur ons elkeen, wanneer ons so luister na mekaar, sien ons die deurbraak in mekaar se lewens. Ons kan getuig van dit wat Jesus in ons lewens doen, ons kan getuig van die antwoord op gebede wat Jesus vir ons kom gee. Ons kan, deur 'n vreemdeling kan ons raak sien hoe die Here met ons praat. Hoe die Here vir ons 'n boodskap kom gee. En hy selfs daar ook van ons aan. So daarom is dit nodig om baie keer stil te word. Regtig ingestel te wees en te leer hoe om te wandel saam met Jesus. Want dalk vanaand, soos wat ons hierso sit, in die banke waar ons is, of dalk wanneer ons na 'n kar toe gaan, of dalk by ons huis vanaand. Wie sê Jesus stop nie voor ons elkeen vandag nie? Staan hy voor ons elkeen, roep ons elkeen op ons naam, en vra hy vir ons, volg my, stap agter my aan. Wat is ons reaksie? Wat is ons antwoorde? Gaan ons agter hom aanstap? Gaan ons toelaat dat die Gees so in ons hart, dat ons so honger het en dit ons het om agter hom aan te loop? Wat gaan ons maak as medegelowiges om saam Jesus as ons Here, ons verlosser in ons harte raak te sien? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanaand hierso kan hoor, nie net oor Matteus se verhaal nie, Here, maar kan hoor hoe U ons elkeen kom roep. Here, hoe U ons leer hoe om te lewe, hoe om ons lewens in te rig, deur om saam met U te wandel.
En ja, Here, baie keer is dit moeilik om rustig te raak, of selfs net 'n tyd in terug om stil te word by U voete. Maar Here, gee vir ons 'n honger en 'n dors, maar help ons ook, Here, om ons dagboeke so in te rig, dat ons kan stil sit saam met U. Dat ons kan hoor, Here, hoe U met ons werk en wat U met ons wil deel. Here, dankie dat U nie verby ons gaan nie. Dankie dat U by ons elkeen stil staan vanaand. En Here, ek vra dat ons harte so sal oop wees, dat ons die Gees sal hoor, die Gees sal beleef in ons werk, sodat ons nuwe mense kan wees in U. Dankie vir dit, Here Jesus. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam staan en dan gaan